Waar U is genade. Waar U is liefde, is vrede, is vreugde. Here, daar is niks wat ons kan begeer, wat U nie vir ons kan gee, Here. Baie dankie, Here, vir elke onuitgesproke strek. Bid ek, Here, dat U van voor, reg deur agter toe tot weer in die voorkant, dat U elke behoefte en elke begeerte vanoggend sal raak sien. Ek kom in die kosbare naam van Jesus en ons bely elke sonde wat in ons lewe is, Here. Ons vra vir vergifnis ons oortreding en ons dankie dat U ons vryspreek deur die bloed van Jesus. Verandering, vir vernuwing, dankie vir vernuwing sal wees soos wat U wil hê hulle moet wees, Here. Baie dankie dat ons weet dat ons dit op ons eie krag kan doen, daarom bid ons dat U sal ingryp in ons lewe en in ons omstandighede. Here, dan is op ons so voorreg om die Andrei Johannes Helberg voor die voete te kan kom plaas. Here, ons bid vir hierdie kind wat baie ernstig siek is. Ons bid, Here, dat U sal ingryp in hierdie omstandighede. Here, ons weet hoe lief U vir kinders is, en daarom bid ons nou dat U sal ontferm oor hierdie klein mensie, dat U hand sal uitsteek en hom in hierdie oomblik sal aanraak. Ek beveel daai klein liggaampie in hierdie oomblik in die naam van Jesus om te genees. Yes, Lord. Dankie, Here, dat elke siekte simptoom breek in hierdie oomblik. Dankie dat elke vorm van ongemak breek in die naam van Jesus. Dan bid ons ook vir Angelina Pina, Here. Ons bid vir haar want hy is baie siek. Ons bid ook, Here, dat U sal ingryp in omstandighede. Ons bid, Hemelse Vader, dat U sal haar oplig uit haar omstandighede uit, Here, dat sy sal weet wie U is en dat sy sal weet wie sy in U is, Here. Baie dankie, Here, dat U haar aanraak. En Here, hier voor my staan vandag 'n wonderwerk, Here. My broer David is vandag terug in die kerk. Ja, Here. Here, ons was al reg om vir hom totsiens te sê, maar ons het gevra dat U ons sal guns gee, Here. En hier is hy vandag saam met ons, en ons loof U kosbare, wonderlike en heilige naam. Yes, Lord. Dat hy hier is, Here. U is waardig om aanbid te word, en daar is niemand soos U, Here. Dankie ook dat U sy vroutjie bygestaan het en nog steeds bystaan om vir hom te ondersteun met die krag wat U vir haar gee om ook staande te bly en om te help om staande te bly, Here. Baie dankie dat U so getrou is. Dankie, Here, vir Gerard wat ontslaan is uit die hospitaal. Ons bid nou dat U ook net sy oë sal aanraak, dat hy ooglede weer sal kan oopgaan, Here. U weet wat hy nodig het en ek bid dat U ook daardie liggaam wat Gertjie sal aanraak, Here. U ken sy omstandighede. U weet hoe lief hy vir U is. U weet hoeveel jare hy al vir U sing, Here. En daarom dank ek U dat U vir Gertjie sal aanraak in Jesus naam. Dan wil ek ook vra, Here, dat U met Magda sal wees, daar waar sy by die bed is, in die kooi is, Here, waar sy seer het, waar sy ongemak beleef. Dankie dat U daar is vir haar. Dankie dat U haar toevou in die holte van U hand. En dankie, Here, dat haar genesing wat ons weet volkome sal wees, dat dit ook spoedig sal plaasvind, Here. Dis vir my is haar man nie lekker om haar te sien dat sy ly en dat sy seer het en dat sy ongemaklik is en dat sy bedroef is nie, Here. Daarom bid ek saam met my gemeente vandag in die naam van Jesus, dat U ook vanoggend U vaderhand uitsteek en vandag sy liggaam aanraak. Dat liggaam, siel en gees vandag vernuwe word, Here. Nuwe krag vir hierdie dag en elke ander dag. Dankie, Here, dat U so getrou is en baie dankie, Here. Dat U ook vandag by mense stil staan wat sy harte stikkend is. Mense wat te nagekom is, veral jong mense wat te nagekom is, hulle wat deur dinge moes gaan wat 'n jong mens nie moet deurgaan, Here, omdat ander mense van hulle advantage gevat het, Here. Baie dankie dat U getrou is en dankie dat U hierdie mense oplig. Dankie, Here, dat U elkeen versterk. Dankie dat elkeen opnuut vandag sal besef dat U hulle liefhet, Here, en dat hulle vir U kosbaar is. Dankie, Here, vir U salwing wat die Heer breek vandag en baie dankie ook vir die voorreg wat ek het om die woord te mag bring. Here, U weet dat ek weet dat ek dit nie op my eie krag kan doen nie. Daarom bid ek nou dat U my gedagtes seën en dat U my lippe salf. En dat elke woord wat vandag van hierdie kant sal uitgaan, sal wees soos wat U dit aan die kinders wil gee, Here. Daarom bid ek dat U op die voorgrond sal kom, dat ek op die agtergrond sal verdwyn, Here. En in die naam van die Here Jesus verheerlik sal word vandag deur hierdie boodskap. Elke ding wat gesê word en elke ding wat gedoen word. En ons bid dit alles in die kosbare, wonderlike en heilige naam van Jesus. Amen. Amen. Kom ons gee die Here lof. Prys die Here. Baie dankie, kan die sitplek inneem. Ja, dit is lekker om Here te dien. As ek vandag vir die jongetjies kan 'n raad gee, dan sal ek net sê, jy weet nie wat jy mis nie. Ons kan alles doen deur hom wat ons die krag gee. Ons moet dit net
ter harte neem. My liewe broer en suster, ek wil vanoggend met jou praat oor 'n saak wat as 'n kind van God baie belangrik is. En ek gaan dit begin deur vir jou 'n vraag te vra. En jy hoef my nie te antwoord nie, jy kan maar net jouself antwoord. Is jou woord jou eer? Is jou woord jou eer? Kom ons kyk wat sê Matteus 5. Net vir julle wat jy weet nie, is nie 'n moeilikheid tussen 'n man en vrou nie, hy soek net 'n bietjie 'n sagter stoel. Jy kan maar al langsom gaan sit, ek seker hom maar die gaan nie omgee nie. Daar's nie huismoeles nie, daai stoel is net daar vir my boeta, hy het lanklaas lekker gesit. Prys die Here vir daai ene ook. Matteus 5 vers 33 tot 37 gaan ek vir julle lees. Verder het julle gehoor dat daar van die oudheid af gesê is, jy mag jou eed nie verbreek nie. En 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. Maar ek sê vir julle, moet glad nie 'n eed aflê nie. Nie by die hemel nie, want dit is die troon van God. Nie by die aarde nie, want dit is die rusplek van sy voete. Nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee, nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Wow. Laat jou ja ja wees en jou nee, nee. Jou woord moet jou eer wees. Jou woord moet sterk, bindend en opreg genoeg wees dat jy geglo word. Met ander woorde, jy moenie dinge sê en dit nie doen nie, want as jy mense teleurstel van daai woord versprei en mense gaan sê jy is nie 'n man van jou eer of jy is nie 'n vrou van jou eer nie. Jy doen nie wat jy gesê het jy gaan doen nie. En kom ons begin sommer net vinnig met 'n voorbeeldjie. Hoeveel keer het jy al vir iemand gesê ek gaan vir jou bid en dat jy vergeet? Is jou woord regtig jou eer? Ja. Hoekom wil jy vir iemand gaan bid as jy dit daar en dan kan doen? Baie mense in die banke dalk ook gebed nodig. Bid waar jy moet bid. En as hulle jou tronk toe vat, het jy baie om voor te bid. Moenie bang wees om te bid nie. En vandag wil ek ook vir jou sê, jy dink miskien jy kan nie bid nie. Hoor mooi vandag dat ek vir jou lewensles leer. Dit maak nie saak wie bid nie, dit maak saak wie antwoord. Halleluja. Amen. 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 Ek wil hê jy moet dit hoor. Jy moet dit vandag jou eie maak. Jy kan vir iemand anders bid. Jy moet net seker maak dat jou lewe skoon is. Voor jy vir iemand anders bid, moet jy net seker maak dat jy jou sondes bely het. Anders gaan hy gebed nie aangehoor word nie. En dan kan jy soos 'n fariseer, soos 'n hygelaar, kan jy daar staan en kliphard bid. En jy weet, dit gaan nêrens heen nie. Want as jy jou sonde nie bely het nie, word jy nie vergewe nie. En as jou sonde nie vergewe is, dan gaan God nie na jou luister nie. Staan jy bekend as iemand wat hom of haar woord gestand doen? Pastoor, ons gaan kom help die kerk skoonmaak. Dit het gekom en gegaan. Pastoor, as jy ons nodig het, kan ons weer 'n knoppie druk. Dan kan jy op ons knoppie druk. Ons het daai knoppie al aan die grond ingedruk, daar het nog niks gebeur nie. Opregtheid in vandag se lewe is so skaars dat 'n mens voel dat jy op die einde van 'n sin wil sê ek beloof, net sodat jy mense kan maak verstaan hoe ernstig jy is oor dit wat jy gesê het. Want mense se woord is niks meer nie. En op mense dit nog verder vat, het jy al gehoor dat mense sê, man, ek sweer op my kind se lewe. Weet jy wat jy praat? Want as jy lieg, dan kan jou kind hom of haar lewe verloor. Maar ons is so maklik om ander mense te beïndruk met dit wat ons sê, want ons moet net iets sê dat ons glo. As jy iemand is van wel eer,
dan praat jy net en jy hoef nie te verduidelik nie. Hulle sal weet, hulle kan jou vertrou. Hulle sal weet, hulle kan jou glo. Jou woord moet jou eer wees. Hoeveel keer het jy al gehoor van situasies waar iemand 'n plaas verkoop het? Ek weet van iets soortgelyk, waar hy om sy plaas verkoop het en hy het die hand geskit op hy transaksie. Hy het gesê, ek verkoop my plaas aan jou vir soveel. En die ou het gesê, ek koop die plaas vir soveel, en hulle het hand geskit. En 'n paar dae later, dan kom iemand, dan maak hulle 'n beter offer, dan staan daai oom op en sê, nee my boetie, jy weet, as jy vroeër gekom het, kon ek jou gehelp het, maar ek het reeds hierdie plaas verkoop. Sy woord is sy eer. Hy kan nou meer geld kry, maar hy gaan nie laat sy eer gekrenk word. Hy gaan nie God teleurstel nie. Hy gaan nie die persoon wat daardie grond gekoop het teleurstel nie, want hy het sy woord gegee. En die mense van ouds, ons oupas en oupa grootjies, dis hoe hulle gelewe het. As hy 'n drom wou toe gaan haal het vir sy trekker by die koöperasie en hy het nie geld gehad nie, dan het hy vir daai bestuurder van die koöperasie gesê, ek bring dit vir jou as ek weer kom, dan bring ek vir jou sommer die drom wat ek kom haal, sy geld saam en die een wat ek nou gevat het. En dan laai hy op hy op die trok en dan gaan hy op plaas toe, dan gaan ploeg hy. Daai volgende keer as hy kom, dan bring hy die geld saam van die vorige drom en van hierdie drom. Want sy woord is sy eer en die mense het mekaar vertrou. En dit is hoe dit moet wees. Vandag as iemand vir jou sê, ek kan dit later vir jou bring, dan wil ek net vir jou sê kom baie veel wat jy vir hom gegee het. Want as hy by die hek uit is, dan sien jy net hakskene. Hy gaan nie terugkom nie, want mense se woord is nie meer hulle eer nie. Want dit is in die tyd waarin ons lewe. Mense lieg en bedrieg, want almal is onder die mag van die duiwel, sê die woord van Johannes. Ja, Johannes. Hy sê die hele wêreld is onder die mag van Satan. Nou wat doen die duiwel? Hy steel, slag en te verwoes, hy is die koning van die leuns. Mense gaan jou belieg as hulle nie kinders van God is nie. En baie mense wat sê hulle is kinders van God, gaan jou nog steeds belieg, want hulle is nie 'n volgeling van Christus nie. So wees versigtig vir wie jy vertrou. En maak seker dat mense jou kan vertrou. As jy iemand is wat die waarheid praat, dan weet mense hulle kan jou op jou woord vat. Dan sal dit nie nodig wees om 'n belofte te maak. As jy man, ek beloof jou, of 'n eed af te lê. Dit hoef nie krag aan jou woorde te verleen nie. Jou woord moet goed genoeg en sterk genoeg wees. Jy moet sê, ek gaan dit doen, en dan gaan jy dit doen. Dit is baie keer so dat omstandighede ingryp en dan kan mense nie by dit uitkom wat jy wil nie, maar dan kan mense dit altyd regstel. Jy kan nie net dat Gods water oor Gods ak loop en dit is maar alright nie. Dis nie alright nie. As jy vir iemand iets gesê het, dan moet jy dit doen. En jy moet dit nakom, en as jy nie wat hy tyd kan doen nie, dan moet jy dit net reël vir 'n volgende tyd. Jy kan nie net dat mense vir jou wag en jy dag net nie op nie. Opregtheid is 'n skaars ding vandag. Hoekom dink jy is ons egskeidingssyfer so hoog? Want mense is nie opreg nie. Hulle lieg en bedrieg mekaar in die huwelik. Nou as jy dit aan jou lewensmaat kan doen, hoeveel te meer sal jy dit aan iemand anders te doen wat jy nie vir hom gee nie? God is die waarmaker van sy woord. God lieg nie as hy sê ek het jou lief, dan beteken dit hy het jou lief. Daar's geen ander ietsiekie by betrokke nie. Daar's voorwaardes wat jy moet nakom om 'n kind van God te wees. En as jy jou deel doen, dan sal God sy deel doen. As jy tot God nader, soos wat hy sê, dan sal hy tot jou nader. As jy tot hom hulp roep, dan sal hy vir jou antwoord. Alles wat jy vra in die naam van Jesus, dat sal hy vir jou doen. Hy is onveranderlik, gister, vandag en tot in alle ewigheid. Dit gaan nie verander nie. As God gesê het, hy sal dit doen, dan sal hy dit doen. En vandag wil ek vir jou net herinner, dat net, God kan byna alles doen. Maar as een ding wat God nie kan doen, pastoor, nou vat jy groot af, nee. Die ding wat God nie kan doen, is om terug te gaan op sy woord. Want sy woord is sy eer, en as hy gesê het, hy sal dit ding doen, dan sal hy dit ding doen. Dit beteken nie op jou tyd, gaan dit plaasvind nie. Dit sal dit die regte tyd, sal dit plaasvind. God sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat, jou nooit alleen laat nie, maar hy weet ook wanneer jy wat nodig het. En as hy die verkeerde tyd het vir jou gee, dan weet hy ook wat jy daarmee sal maak, en waar jy gaan opeindig. Amen. Amen. As jy nou vir iemand 'n klomp geld gee wat niks gehad het nie. En daarvan kan ek baie getuig. Pastoor Rolf kan my kan deurdra. Pastoor, asseblief, weet ons het 'n hofsaak wat hang.
bid saam met my dat hierdie saak afgehandel word en dat dit regverdig geskik word en dan gaan ons tiende vir die kerk gee, sodat die kerk ook 'n inkomste het. Nou bid jy nie net omdat hulle die wortel voor die neus gehou het nie, jy bid dit want jy is nou die pastoor, jy sou in elk geval gebid het. Maar die woord sê, dis beter dat jy nie beloof in jy gee as wat jy beloof en nie gee nie. Dis beter jy gee en jy het nie beloof nie. Maar nou sê pastoor, ons van daai tiende gee. Dan bid jy vir daai mense en dan kom hulle 'n saak deur. Weet jy wat gebeur? Daai keer toe jy gebid het, is die laaste keer wat jy gesien het. Hulle klap het toe en jy sien hulle nie in daai kerk nie, want nou skuld hulle vir jou. Nou loop hulle se gedraai om jou. En wat doen hulle? Hulle gaan dobbel daai geld uit, of hulle gaan mors daai geld uit, hulle gaan syp daai geld uit. En 'n ander dag het hulle niks. Maar as hulle reg opgetree het, dan sou hulle nog iets gehad het, dan sou hulle sukses gemaak het van dit wat hulle mee geseën is. Jy sien, easy come, easy go. Maar dit is maklik om te praat, want jy wil mense net oortuig van jou intensies. Maar wanneer dit kom waar jy moet jou kant bring, dan onttrek jy, dan hardloop jy na die spoegspad. En dis wat mense doen. Daarom kan jy nie net mense vertrou nie. Maar jy moet die een wees wat mense kan vertrou. Amen. Amen. Hulle moet jou kan vertrou, want jou woord moet die waarheid wees. Jy moet sê, ek gaan jou help. Dan moet jy gaan help. As jy gesê het, jy gaan iemand help, dan kan jy nie opstaan en sê, lyk night gehad, ek sê, dis vir hierdie storie vandag nie. Hallo pastoor, gaan uit. Lekker om jou te sien. Ek het so na jou verlang. Weet jy, ek sien jou Sondag in die kerk. Ek weet nie wat 'n kerk het en ek sal hy nie gesien het nie, want hulle is nie hier nie. Maklik om die pastoor van jou rug af te kry, sê pastoor, groete vir jou vrou en groete en liefde vir die kinders, ons sien jou Sondag. Ek moet hulle seker gaan sien by die vooimark, want hulle gaan nie in die kerk wees. So maklik lieg mense, maar dis in ons natuur. 'n Klein babietjie gaan hy blikkoekies deurwerk. Ek het dit al gesê en ek sê dit weer vir jou. Boetie en sussie. Sussie is besig om met haar poppe te speel, Boetie werk hy bakkoekies deur. Nou kom ma in die kombuis in en Boetie en sussie is nou toevallig altyd in die kombuis, dan sê sy, wie daai koekies gee? Wat gaan Boetie doen? Kan hy sê, ekke? Sy het die koekies gee. Dan staan sy kiestel nog so, sy die koekies doen. Nee. Want ons is gemaak om te lieg. Ons is in die wêreld gebore om te lewe soos die duiwel dit wil hê, en dis om te lieg, te steel en te bedrieg. Maar ons moet 'n verandering maak, ons moet 'n keuse maak om nie so te wees nie. Jy word gebore in 'n sondige wêreld. Mense wat in die sondige wêreld is, hulle steel, hulle hoereer, hulle verneek, hulle moor, hulle verkrag, hulle doen dinge wat verkeerd is in God se oë. Hulle tot verkeerde verhoudings. Want vir die wêreld is dit aanvaarbaar, want almal doen dit. Ja. God sê, daar is sekere goede wat jy nie moet doen nie. En as hy sê, jy moet dit nie doen nie, my liewe broer en suster, dan moet jy dit nie doen nie, want as jy dit doen, is dit sonde. En sonde word gestraf. Daar is geen sonde wat ongestraf bly nie, jy kan jou sonde bely. Dawid het ook gebid dat God hom moet vergewe. Vir sy oortreding, God het hom vergewe, maar sy seun het nog steeds sy lewe verloor. Want vir daai sonde wat jy doen is 'n straf, al het jy nou vergifnis gekry. As jy by die bank gaan geld trek met jou naimel en nou kom jy daar uit. Nou loop jy die polisie vas. Ou gryfies kom van voor af nou sê, "Waar gaan jy heen?" Sê jy, "Dit het 'n grapie gemaak, dis die geld." Nee, gaan gryfies jou sê, "Jy kan maar gaan." Jy gaan sê, "Klim in hy wen voor ek kwaad word." Nee. En wat gaan dan gebeur? Dan gaan jy hof toe. Wat sê hulle in die hof? Meneer, jy het gewapende roof gepleeg. Sê, "Ja, ek het die geld teruggegee." Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan hoe jy het verkeerd gedoen in dit wat reg is in ons land se wette. En dit wat verkeerd is in ons land se wette. Met ander woorde, jy het 'n misdryf gepleeg en daai misdryf is strafbaar. Maak dit sin? Ja. Nou sê God, jy moenie dit doen nie, dis 'n wet, dis 'n reël. Nou doen jy dit. Nou sê God, maar jy kan nie dit doen nie. Ek sê, maar almal doen dit. Is dit 'n rede om dit te doen? Nee, jy moet doen wat God wil hê jy moet doen en jy moet jou lewe daarvolgens inrig. Jy moet lewe soos wat God wil hê jy moet lewe, nie soos die wêreld nie. Daarom sê die woord vir ons,
Smal is die weg en mens sal dit vind. Maar breed is die pad wat aan die verderf lei. Want almal go with the flow. Dis maklik. 'n Dooie blaar kan stroom af beweeg. Maar dit kos 'n forel met 'n wilskrag om hy stroom op te beweeg. Ja. Jy moet bietjie lewe hê om stroom op te gaan. En die groot ding is, nou het jy gelewe saam met die wêreld. Jy het gemaak soos jou pelle maak en jy was die voorbok en jy was die hoofkarnalie en die hoofseun en jy was alles wat bad is. Nou kom jy en jy het 'n ontmoeting met God. Ons het nou almal, verskoon jy gaan nou vir 'n oomblik my rug sien. Ons het nou almal saam in hierdie rigting beweeg. Happy go lucky. Nou het ek 'n ontmoeting met God. Nou sê hy bekeer jou, nou bekeer ek my. Met ander woorde, bekeer is omkeer. Jy keer om jou weer. Nou waar is my chommies nou? Nou kom almal van vooraf en ek moet teen almal van julle weerstand bied. Ek gaan miskien hierso by Ainsley gaan ek nog kan beklei en daar by Becky kan nog beklei, maar teen die tyd wat ek daar by Jackie kom, dan is my battery pap en dan draai ek my om en gaan ons maar weer saam. Is dit nie so nie? Hoeveel mense besluit hulle gaan 'n pad met God stap? En die tweede, derde keer wat hulle teëspoed kry, of die tweede, derde keer dat iemand vir hom sê, nee man, dat is nie so erg nie. Dan val hulle maar net terug. Hoepie. Val hulle terug in hulle ou maniere. Is dit nie so nie? Dis wat ek sê, dit kos guts om 'n pad met God te stap. Dis nie besissies nie. Jy moet 'n eyster wees, want jou ja moet ja wees en jou nee moet nee wees. Dan hou jy op drink. Jy moet altyd vir jou pelle drank koop as jy iewers gaan, want hulle het nie geld nie. Maar hulle gaan saam. Nee, julle ken daai storie. Nou sê jy iemand ophou drink. Nou sê jy, ek gaan nie meer saam met julle ou skeer nie. Ek drink nie meer nie. Daai ouens wat nooit geld gehad en hulle gaan nou vir jou dop koop. Net om jou oortuig om saam met hulle te drink. Want hulle wil hê jy moet wees soos hulle. Dis nie wat God wil hê nie. God wil hê hulle moet wees soos jy. En jy moet baie mooi besef. Ek gaan sommer 'n voorbeeldjie maak hierso. Hierdie mannetjie met die groen, kom gou hier asseblief. Vat my hand en trek my van hierdie trappe af. Staan onder. Trek my af. Is dit moeilik? Trek my op. Dis so maklik, né? Dankie. Dis baie makliker om afgetrek te word deur die wêreld as om iemand op te tel wat in die wêreld is. Ons moet hierdie goed besef, mense. Vir 'n oomblik kan jy dink, ek het my hart vir die Here gegee, ek is gedoop, dit gaan met my goed, ek is geseënd, en dan kom die moeilikheid. Want toe jy jou hart vir die Here gegee het, en toe jy gedoop is jy's verseker van 'n veilige aankoms by die ewige woning, mits jy aan boord bly. As jy oorboord val, as die storms kom en jy spring oorboord want dit is vir jou te erg, dan is jy maar net terug in die storm. Maar as jy kan vashou aan die Here, as jy kan vashou aan sy beloftes, as jy kan vashou en saam met God in daai skuit wees waar die storm van jou teen jou aangestaan kom en aangevuur kom, as jy kan staande bly en daai tyd in sy hand bly vashou, dan gaan jy veilig by jou eindbestemming kom by die hemel is. Maar as jy langs die pad verloor, dan was dit mos jou keuse om te los. Want wanneer jy jou hand in God se hand sit, sal hy nooit jou hand los nie. Hy sal jou hand vat. Maar ons gee te veel eer aan die duiwel. Ons wil die duiwel die skuld gee vir alles. Ja, pastoor, maar dit het nou gebeur. Die duiwel tempteer ons. Almal van ons word versoek. Maar as nie almal wat verslaan word. Ja, dis waar. As jy kan staande bly, dan sal jy staande bly. Want jou ja moet ja wees en jou nee nee. En ek sê nie, jy mag nie 'n ou doppie drink nie. Dronkenskap word veroordeel, nie drank nie. So as jy 'n biertjie drink en jy geniet hom, en jy is nog nie ongemaklik daarmee nie, geniet hom. Maar die dag wanneer die Here jou dan ongemaklik voel as jy daai biertjie drink, dan mag jy dit nie meer drink nie, want dan is dit sonde. As jy weet wat die regte ding is om te doen, jy doen dit nie, dan is dit sonde. Jakobus 4 sê dit vir ons. So as jy 'n glasie wyn drink saam met jou eet, is nie fout nie. Maar as jy 'n botteltjie wyn drink saam met jou eet, dan raak dit nou 'n probleempie. En as jy nou nie elke aand 'n botteltjie wyn moet deurwerk, jou grootste probleem is die geld. Dan het jy 'n probleem. Ons kan nie laat die wêreld ons hierdie goedjies voer en 'n mooi
konnotasie anders sit en nou, ag pastoor, weet jy, die Here sal verstaan. Ek wil vir jou vandag ontnigter. Die Here sal nie verstaan nie. God verstaan nie sonde nie, want hy wil nie jy moet aan sonde vasgevang wees nie. Daarom moet jou ja wees en jou nee. Die laaste dop wat ek gedrink, dit was in September maand 1980. En lyk dit of ek dors is. Windpomp serie, cheers, daar gaat hy. Ek het nie nodig om te drink om 'n man te wees nie, ek's 'n man. Ek het nie nodig om sterk te wees nie, ek is 'n soldaat vir Christus. Ek het nie nodig om te drink om slim te wees nie. God gee my al die wysheid wat ek nodig het. Halleluja. Want Spreuke 3 sê, ken hom aan alles wat jy doen, en jy sal op die regte pad loop. Jy sal die regte ding doen op die regte tyd, as God deel is van jou lewe. Anders gaan jou lewe mislukking wees. And nobody else is to blame but yourself. Net jy kan die blame vat as jou lewe gemors is. Party kinders word goed groot, hulle word groot sleg. Is dit die ma en die pa se skuld? Nee, dis 'n keuse wat hulle uitoefen. Almal van ons kom nie uit dieselfde huise uit nie. Ek het uit arm huis uit groot geword. My ouers was netjies en hulle was skoon. Ons het nie oorvloed gehad nie. Ek kon nie universiteit toe gaan toe ek klaar met skool nie. Ek moes gaan werk. Ek het eers gaan studeer vir 'n pastoor by ouderdom van 40. Want toe kon ek dit doen. Voor die tyd kon ek dit nie doen nie. So jy moet 'n besluit uitoefen. Jy moet 'n keuse maak. Is dit vir God of teen God? Want hy sê as jy nie vir my is nie, is jy teen my. Ek sê weer, en ek gaan dit sê totdat jy geïrriteerd raak, want dan gaan jy dit onthou. Jou ja moet ja wees en jou nee moet nee wees. Ja, amen. Papa, kan ek saam met my chommies gaan? Dan vra jy, nee, eintlik mamma, ons begin altyd by mamma, dis die sagte enetjie. Mamma, kan ek saam met my vriende na uitgaan? Nee, vra jou pa. Ons eers net nee. Ag toe, weet daai ou storieetjies, ag toe maar, ek sal die skool goed was en nader ons sal sy die wasgoed was en nader ons sal sy die poef optel en hulle sal alles doen onder die son. Solank hulle net kan uitgaan. En as ma nou nader nie meer weet doen nee te sê en sy gaan vra jou pa. Kom my pa en dan papa, kan ek saam met maatjies gaan nie? Hoekom nie? Want ek het so gesê. Ja. Want 'n pa weet wat goed is vir sy kinders. God weet wat goed is vir sy kinders. Amen. Amen. Jy gaan nie jou kinders in die verderf laat gaan, net omdat hulle wil nie. As 'n kind so groot is en hulle vra die broodmes, kan jy dit gee? Nee, hoekom nie? Omdat jy slegte ma is. Nee, omdat jy weet hy kind gaan seer kry. Nou vra jy vir God, hy moet jou seën met al die goed en hy sê nee, nie nou nie. Ja, maar jy is nie lief vir my nie, en jy weet ons hoe gaan 'n tiener te kere, né? Jy kry baie mense wat nooit groot word nie, hulle bly tieners. Sê God nee. Ja, maar hoekom nie? Vorentoe. As jy pad met God stap, dan sien jy, joe, as ek daai tyd gekry wat ek gevra het, dat ek nie nou by die koninkryk deel gehad nie. Dan sal ek verlore gewees het. God weet wat die regte ding is om jou te gee, op die regte tyd. En daarom sê hy sal jou gebede beantwoord, maar op sy tyd. Jy sal ontvang. Maar jy moet 'n verwagting hê, en jy moet reg wees vir wanneer dit kom. Nie omdat jy gesê het môre, is dit môre nie. En jou keuse moet nie afhang van jou omstandighede nie. Nou as jy saam met jou vriende en julle kuier, en nou sê hulle, maar vat 'n doppie man. Nee, vat 'n doppie nie. Naderhand vat jy maar 'n doppie net, dat hulle kan ophou nek. Hulle het gewen, die duiwel het gewen. Want jy het nie konsekwent gewees in jou besluite nie, jou ja, of jou nee het 'n ja geword. Met ander woorde, jy is nie wat jy moet wees nie, want God se woord sê, jy moenie van plan verander nie. Dit wat jy besluit het, en as jy God ken in alles wat jy doen en jy maak dan 'n keuse, dan sal jy die regte besluit neem en dan sal die uitkoms ook wees dit wat God wil hê dit moet wees. Amen. Nie noodwendig wat jy wil hê dit moet wees nie. So jy moet konsekwent wees. Dit maak nie saak of jy meer van iemand anders hou nie. Ek like ou Pietertjie baie. Nou maak ou Pietertjie goedjies wat iemand anders dieselfde doen. Ek wil met hom Frans beklei as hy spesifiek doen, want dit is verkeerd. Maar jy weet, ek en ou Pietertjie, ons kom al lang pad, jy weet, nou, as ou Pietertjie dit doen, dan kyk maar net aan die kant toe, is dit regverdig? Nee.
is dit nog God werk? Hy is konsekwent. Sy ja is ja, en sy nee is nee. Hy sê, jy moet nie steel nie. Al is dit 'n paperklip, maak dit nie reg nie. Steel is steel. Moenie oreer nie. Dit praat nie net van liggaamlik met ander mense nie. Afgode, dis oreer. Nou dien jy 'n afgod, met ander woorde, geld. Ek is nie geld se baas nie, geld is my baas. Ek dien mammon. Ek gaan soveel aandag aan hy geld gee dat ek God gaan afskeep. Jy kan nie twee gode dien nie. Kan jy ewig lief wees vir twee vrouens? Nee, jy kan nie, want jy bedrieg jouself. Jy kan ons nie jou liefde deel nie. My kinders het hulle eie liefde. My vrou het haar eie liefde. My vriende en my pastoorvriend hierso en my sussie voor. Almal van hulle, ek het 'n spesifieke liefde vir elkeen van julle. Maar jy gaan nie sy liefde kan kry nie, want jy het jou eie. En jy gaan nie maak sy liefde kan kry nie, want my swaar het sy eie. So het elkeen van ons 'n God wat vir ons op 'n unieke manier lief het. En hy ken jou beter as wat jy jouself ken. En hy weet wat vir jou die beste is. Maar nou kan ons nie die druk hanteer nie, nou faal ons. Nou sê ek, alright, ek gee op. Ek kan nou nie meer nie. My liewe broer en suster, hoeveel jy van 'n persoon hou, moenie beïnvloed wat die uitkoms van jou keuse is nie. Dis wat reg en wat verkeerd is. Net jou beginsels moet jou keuse bepaal. Net jou beginsels. Ek staan vas op my beginsels en dit sal bepaal wat my antwoord gaan wees. Jy kan nie net hier, ja en daar nie en daar nie. Dan gaan jy onthou weet jy vir wie gesê het nie. En dan gaan almal met jou ploeg, want hulle gaan dit teen jou gebruik, want jy is nie konsekwent nie. Jou eer behoort die basis van jou karakter te wees. Dit moet jou woord wees. En jy moet by jou woord hou en jy moet eerlik wees, want dit is wie jy is wanneer jy in Christus is. Selfs die duiwel moet weet waar hy met jou staan. Die duiwel is nie jou speelmaat nie. Die duiwel is magtig. Maar God is almagtig. En jy moet nie dink jy gaan met die duiwel ploeg nie. Jy het miskien 40 of 50 of 60 jaar se ondervinding hier op aarde. Die duiwel kom van die begin af. As jy dink jy het 60 jaar se ondervinding, hoeveel ondervinding het jy die duiwel? En hy het deur ons almal se foute slim geword. So hoe slim dink jy is hy regtig? Jy kan hom nie op jou eie fight nie. Vergeet dit. Maar jy hoef dit nie op jou eie te doen nie. Efesiërs 4 vers 27 sê die ou vertaling vir ons, gee aan die duiwel geen plek nie. En in die nuwe vertaling, moenie die duiwel vat kans gee nie. As jy dink jy gaan op die duiwel se stoep speel en jy gaan nie seer kry nie, maak jy 'n fout. Moenie die duiwel plek in jou lewe gee nie. En die duiwel moet op sy plek gesit word, want hy sal. Onthou net, dat ek julle net 'n geheimpie vertel. Hy weet hoe dit is in die hemel, hy was daar. Hy was die mooiste, grootste, beste engel. Hy was die engel van die musiek. Hy het geweet wat vir God belangrik is, en hy het in opstand gekom, en ons weet, hy is uitgewerk. Hy en 'n derde van die engele, wat nou die demone, die bose geeste is. Die duiwel stel nie by jou belang in jou as mens nie. Die duiwel wil net nie, jy moet hê, wat hy nooit weer sal hê nie. Hy sal nooit weer in God se teenwoordigheid kan jubel en juig nie. Hy sal nooit weer hemel kan maak waar daar geen trane en geen smart is nie. Hy is verwerp. Hy gaan vir 1000 jaar vasgebind word. Amen. Filippense 1 vers 6, en hierso gaan ek nog vir 'n paar skrifte gee, wat ek moet ter harte neem. As julle wakker, spreek daar. Hier is 'n paar skrifte wat ek vir jou gaan gee, waar die duiwel,
Hy sidder as hy hierdie goed hoor, onthou dit. En ek het ons nou vir jou gesê, moenie die duiwel vat kans gee nie. En luister mooi wat sê Jakobus 4 vers 7. Jy sê, maar hoe doen ek dit? Onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Die duiwel gaan jou nie net bietjie pla, en as jy nou vir hom sê, ja, ek stel nie belang nie, dan gaan hy jou los nie. Hy sal jou kastei en hy gaan jou katasa totdat hy jou spoed gebreek het. Maar as hy heeltyd wil vasloop teen jou en jou woord en jou geloof, dan sal hy naderhand ophou om jou te treiter, want dan sal hy iemand gaan soek wat 'n makliker teiken is. Amen. Amen. Ek het al opgestaan in die oggend en dan voel ek ook nie lekker nie, maar teen die tyd het ek met myself gepraat en dan sê ek, David, jy moet dit bring. Ek is reg vir 'n fight vandag. Jy het my op die verkeerde dag gevang. Ek sê dis van ons is. Vandag gaan ons mekaar vat. Filippense 1 vers 6. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer en dit sal voleindig tot op die dag wanneer Jesus kom. As jy jou hand in God se hand gesit het, gaan hy nooit jou hand los nie. Ja, jy gaan jou hand moet onttrek as jy nie meer saam met hom wil wees nie. God gaan jou nie los nie, die duiwel weet dit. Hy sidder as hy daai vers hoor. Romeine 8 vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die duiwel weet wat wag vir jou. Die duiwel weet wat hy jou kan bied. Weet jy wat kan hy jou bied? Hartseer en verdriet en trane en drama en ongeluk en tekorte. Dis wat die duiwel jou kan gee. God wil hê jy moet geseënd wees. God sê ek weet wat 'n gedagte ek gaan julle het. Gedagte van voorspoed en nie teëspoed nie. Ek gee vir julle 'n hoopvolle toekoms, 'n verwagting. Jeremia 29 vers 11. God het 'n plan met jou lewe. En die duiwel wil dit net verwoes. Die duiwel het nie met jou saak nie, maar hy wil net interfereer. Ek het gister vir pastoor Rolf genoem, weet dit is so ironies. Die volmaakte getal van God is 777, né? 777. Want jy moet 7 maal 70 vergewe. Jy moet daar 700 jaar en 7 maar jaar en 7 vet jaar. Die 7 is 'n volmaakte getal. Hy sal die bose gees sal uitgaan en dan sal hy van swerf van as hy sien dat die plek onbewoon is, dan bring hy 7 terug wat slegter soos hy. Slegter is as hy self is. Met ander woorde 7 is die volmaakte getal. En 777 is perfek. Wat kom die duiwel? Hy wil een voorwees. Hy's 666. Hy kan niks vir homself doen nie. Hy's net 'n nabootser. En hy doen nie eens 'n goeie job nie. Alright. So die duiwel kom vir jou vals beloftes